Goeienaand almal hier op die Vrydag aand. 21 grade by my, 88% humiditeit. En die reën profeet reken nie, wat net bewolk. Ons maar sien. Laat ons maar sien. Welkom aan almal wat al op die flight is. En dankie vir julle goeie wense. Ek sien julle gesels lekker met mekaar. Sy word gepraat oor die straat van Hormuz. Wat nou? Is hy oop of is hy toe? Ek sê nou nie weet nie. Ek dink net Trump weet. Iran sê die straat is oop. Trump sê nie, hy het hom geblok. Hy sê die straat is oop, dankie die straat is oop, maar ek hou my blok in plek. Hoe werk hy mans gekop? Ek weet nie. Al wat ek weet is, die olieprys het geduik. Nogal kwart geduik. So dalk sien ons nie die 40 rand 'n liter vir diesel nie. Ek sou dit like. Maar, nou ja, ons moet wag en kyk, hy Trump, met hom, moet jy nou nie op wetenskappe fout nie. Jy gaan nou regtig, jy het 'n goeie kans om al jou geld te verloor. Nou ja, kaptein sê, sulke tyd, buckle up, strap up, wheels up, daar gaat ons hoor. Vanavond gaan ons wikkel, maar die goals is reg om seker te maak, julle is almal veilig en almal kry die goedertjies wat julle nodig het en so. Ja, julle kan maar hierdie girls wat klim op die stoele se lenings, hulle is gedres vir die occasion hoor. Hulle is krikkie vir daai storie nie. Hulle ken julle tricks. In elk geval. Ja, wat kan ek sê? Kan eintlik baie sê, maar baie van dit beteken actually niks. Jy weet, want ons leef in 'n tyd waar dit lyk maar net vir my leuns en bedrog en so. Dis die goed wat punte tel. Die ouens wat vir julle mooi kan lieg en prentjies en mooi sterretjies om die goed sit en stukkies om en alles. Hulle is die ouens wat aangehang word, want hulle vertel die goed wat jy wil hoor. Hulle vertel die goed wat jy wil hoor. Ek het nou so 'n bietjie nabetragting gedoen oor gisteraand se program. En ek is seker, ons 'n paar boere wat se koppe gewerk het vandag, en hulle koppe gaan die naweek nog werk, en hulle gaan begin kyk en soek vir geleenthede. Dit is my opinie dat die enigste kans, nou, nie die enigste kans nie, maar die beste plan vir die boer tribe, is punt nommer 1, word selfversorgend. That's it. En omdat hy selfversorging gaan teen 'n prys kom hoor. Jy gaan goed met kwyt, jy gaan met goed, hoe kan ek sê, jy sal van goed moet afsien. Sekere gemaklike goed, gaan jy met, sê nie okay, maar dis nie belangrik vir my om te oorleef nie. Dis lekker om te hê, nice to have, maar ek het nie nodig om te lewe nie. Ons sal na daai dinge so moet begin kyk hoor. Ons generasie, en al die mense wat nou vanaand vir my luister en so, ons generasie, moet een ding verstaan. Die tyd vir geld maak, is verby hoor. Dis nou 'n tyd vir survive. Dis nou 'n tyd vir survive. Maybe, ons kinders en kleinkinders, hulle gaan weer 'n geleentheid kry om te begin dink en hulle self te program in die rigting van maak geld. Maar vir nou, gaan dit oor survival. En ek is bevrees, my kinders, my kleinkinders is te klein nog, maar my kinders, ek dink nie hulle weet mooi hoe werk het om regtig te survive nie. Ek is daar deur in die laat 80s, toe die sanksies en alles op hulle hoogste was. Eerlikheid, ek is in mining and industrial supplier, en 21 myne maak toe in 6 weke se tyd in Noord-Natal. Ek weet, dit was 'n fucking slagting hoor. Dis die groot ding. Ek dink nie is baie van die jong oukies, wat nou in besighede is, wat weet hoe ernstig kan dit raak. Ons het gesit met 'n prime, ek dink die prima bankkoers was 21,5. Dink daaraan, 'n prima koers van 21,5. Die persentasie op jou verbande en op jou karpaemente en hy fucking goed. 24-25% hoor. Dis scary. Maar ek is deur daai tyd, ek het daai tyd beleef. Dis wat ek die ander aand vir ou gesê. Toe sê ek, jy weet,
Jy kom nou hier en jy wil nie met my sit en klomp kak praat, man. Ek is deur hierdie goed al. So, nie nou hier kom met jou fucking slim storieetjies van ChatGPT sê vir jou dit, of wat fucking daai ene gesê dit, of wat. Ek is deur hierdie kak, hoor. Ek het die slagtings gesien. Dis skrikwekkend. Maar ek dink nie die general population, ek gee nie eintlik 'n volkom vir die general population. Ek worry net oor die boer tribe. Die boer tribe sal met serieus boeke vat en julle self in survival mode kry. Dis al survival mode. Kry jouself in survival mode. Anders gaan jy sukkel, ouma. Die dinge wat kom gaan nog lelik word hoor. Ja, hier's nou 'n breeder. Die oliepryse het geval. Dis temporary hoor. Dis temporary. Die background van ons land se ekonomie is van so 'n aard dat die oliepryse is eintlik maar net speserye. Die regtige potjie wat daar gaan prit op die vuur. Is fucked up en vrot. En jy kan niks aan doen nie. Niks aan doen nie. Maak jy meer vuur, brand jy hom net. Maak jy minder vuur, vat hy net langer om gaar te word. Maar ek gaan nog sê ons 'n gat proe hoor. Want jy begin met verkeerde goede. Daar's heeltemal te veel verkeerde goede in my pot. Ek kyk na hierdie belaglike fucking storie wat hulle nou weer vandag in daai ondervraging in Pretoria gaan. Hoe daai donder homself probeer uitlieg. Hy's die voorsitter van die fucking tenderkomitee en probeer hy vir daai mense wat hom ondervra verduidelik hy het geen invloed op dit nie. Dis 'n kak is dit. Maar sit ek daai vloerplank gesig hier so en kyk en ek al wat ek in my verbeelding sien is fucking vleermuise wat 'n keer gaan binne in 'n drom, jy weet. Maar dit is waarmee ons leef. Wat kan ons doen? Hulle dink is clever. Hulle dink hulle is clever. Hulle sê mos, hulle het natural intelligence. Hulle hoef nie te gaan leer. Dan gaan hy universiteit toe gaan leer hy 'n boomklimgraad en dan kom hy terug en dink hy nou kan hy fucking land run. Shame. Maar nou ja, sien ek hierdie belaglikheid Oekraïne reken hulle gaan nou in Afrika kyk vir immigrante want hulle het 'n tekort aan arbeiders. Toch gekomen, my volk. Jy dink hierdie goed wil werk. Jy bring hulle daar Oekraïne toe waar julle al die mans uitgemoor het. Die goed gaan daar rondhardloop in die straat en die vrouens jag. Julle vrouens. Maar dis dalk deel van die plan van hierdie fucking budgies. Ons weet mos hulle wil 'n bastard populasie hê. So hulle het eintlik maar die grondwerk reg gedoen. Al die mans doodgemaak sodat daai vrouens available is vir hierdie vloerplanke. Kom ek bly maar by die woord. Ek kry daai ons jammer daaroor. Nie die ouens ek wil fokol vir hulle. Kry die vrouens jammer. Kry die vrouens jammer. Hulle is prooi. Dis waarvoor hulle, dis wat die hele plan is. Om die vrouens prooi te maak. En net in Oekraïne nie. Die hele Europa. Die hele Europa. Ek het hier 'n video wat ek julle wys hoe kak gaan dit in Engeland. Hierdie ding kyk. Is jy nou regtig maar. Weet jy wat, voor ek dit doen. Moes kry net eers ietsie om te drink. Ek net check wat gaan hierdie chat doen. In elk geval. Lekker vodka vanaand en daar's 'n spesiaal Count Putin. Daar is Count Putin as julle wil hê, hoor. Die ouens wat guts het. Julle kan Count Putin kry. Debbie sê dis sopnat in die Waterberge. Ek net vir julle sê, ek het 'n boodskap gekry met 'n ompad na my toe gestuur is van Davia. Hy is veilig, hy is fiks, hy is ongeskonde. Hy sê dit lyk rof daar's dele daar waar dit maar lyk soos Armageddon. Hy sê maar hy is besig om met 'n plan te werk en hoop hy sal uit die land uit wees binnekort. Hy is op 'n roete. Ek kan nou nie die roete bespreek en so nie, maar hy sê net hy is veilig. So, ek was nogal verlig toe. Ek het regtig nooit ge-worry oor Dawie nie. Ek het nie ge-worry oor Dawie. As hy nou heeltemal veilig is en so, sal ek vir julle wys hoekom het ek nie ge-worry oor Dawie. Die feit van die saak bly, wat daar aan die gang is in Iran, is daardie mense het besef, hulle het 'n keuse, word Amerikaanse slawe of wees vry. En hulle het vryheid gekies. Ja, dit is die groot ding. Mense doen, jy sê hulle met 'n klein woonstelletjies bly. Die mense moet begin besef, gee pad uit die stede uit. Gee pad uit die stede uit. 'n Caravan, 'n motorhome, 'n tiny house in die wildernis is baie beter as 'n
Moorse Mansion in die stad. Ja, as hy logies, hy onthou die rentekoerse 26,27. Jeez, skrikwekkend ou man. Maar ek sê al lankal vir julle almal, baie, kom uit skuld uit. Jy weet, Erhard, jy sê nou oor die Salus ding, ek gaan nou nie jou hele ding lees hier, maar jy moet verstaan. Jy moet nou mooi dink wat ek nou vir julle sê. Sê jy het 10 groot Salus of Moorlampoer plase wat aangrensend is. Een van daai plase bou die ouens 'n goeie werkswinkel en lei van ons jong ouetjies op. Daar's genoeg van ons ouer manne wat die skills het wat by retirement en so wat kan hierdie appies train hoor. En daai plaas se werkswinkel, hy diens al die diesels en die stroopers en al die goeders en het sommer takeaway service ook, jy weet, as daar 'n ding in die veld verkeerd gaan, kom hy uit en kom sort uit en so voort. Maar is in die gemeenskap. Dis in die gemeenskap. Die skills is in die gemeenskap. Die regmaak is vir die gemeenskap. So in plaas van dat daai boer wat sy ding nou daar probleme het, is die lokale handelaar in die naaste dorp moet gaan besoek, kom die Salus of die Moorlampoer workshop en kom sort dit vir my. Dink daaroor. Hou dit in die gemeenskap. Dit is wat ek die hele tyd sê. So, as daar 'n groot klomp Salus, Moorlampoere by mekaar is, hulle begin met mekaar te trade, dan kry jy nou die volgende ding, en ek het dit al genoem. Kry jy kyk die volgende reality. Nou kom dit by die tyd, waar daar moet nou, sê, warm baadjies gekoop word wanneer die winter is op pad. Dan reël hulle onder mekaar en sê, hey boys, ons moet 'n sentrale baier hê vir ons groep, hoor. Daai baier maak sy opnames, en hy sien hy, okay, ons het 2000 baadjies nodig. En hy slaat die draad, auto's soos my kind, tripwire, en sê ons so 2000 baadjies, 500 moet so geborduur wees, 500 moet so geborduur wees, 200 so, 200, dit is ons bulk order. Dis 2000 baadjies, maar hier is die borderings distribution. Wil jy dit doen? En dan sê hy, okay, wat is hy prys, boykie? Laat ons hoor wat is hy prys. Nou het 'n deal gemaak. En nou gaan jy met jou eie blaas, jy gaan nou probeer soek om 50 baadjies te kry. Jy gaan hier jou fucking nek betaal vir hy 50 baadjies vir 'n staar toe. Jy moet groot dink as jy aan Salus of Moorlampoer dink. Jy moet groot dink en jy het pies vanaand hoor. Just like jou laas pastye wat enige pie liefhebber sal kry, ja, jy sal mal word oor daai pies hoor. Jy moet regtig oor hierdie goed. Selfversorging. Hier is ou manne van my ouderdom. Hulle is nie meer fiks om, jy weet, onder trekkers in te seil en op stroppers te klouter, windpompe uit te klim, boorgatpompe uit te trek. Maar hy fucking weet presies wat om aan daai boorgatpomp te doen as hy uit is. So die jong laat trek hy pomp uit. Die ou oom sê, daar, maak hy skroewe los, maak al los, okay, check hier, sien jy, daar is die fout, maak daar. Gebruik ons skills. Ek share my skills not a fuck met 'n vloerplank mee. Ek het al vir julle gesê, kom ek hierdie buite en as jy ding met hulle besig om te fucking staan en kom en staan. Sê wat nou? Ja, maar hulle weet nou nie hierdie. Sê ek skryf fucking tool hier. Doen ek die ding, geef hom die tool terug en loop. In die ou dae, jy het mooi verduidelik en sê, sit so en jy doen so en dis hoekom jy dit doen en al daai fakkel van dit. Ek vat die tool, doen die job en loop. Hulle staan met oop bek en kyk. Ek fucking lag binne in my. Lag ek nie. Sê nie, hulle daai fucking natural, wat sê hulle, wat noem hulle dit, die natural intelligence. Laat dit maar werk. Dit is die groot ding. Selfversorging. Dit moet alwees wat in jou mission is. Selfversorging. As hierdie land uit mekaar bliksem, en daar is 20 of 30 of 50 Salus Moorlampoer plase aan mekaar. Uit buitenste draad om te sê, ja, dis ons in hierdie hoor. Hier fucking kom julle nie in nie. Dis ons sinne. Ja, maar hulle soek werk. Ja, fuck of, ons soek werk al waar julle vandaan kom. Hier is nie werk. Hier is mense wat werk. Ja, maar hoe moet ons nou hier maak? Nee, wel, fuck, vra vir Google. Vir ChatGPT. Ek weet nie.
Mense, dit klink fokker of wat ek nou sê. Dis die enigste manier waarop die boertribe nou verseker ons gaan survive. Ons moet inkyk, ons moet na mekaar kyk en ons moet ons laar beskerm, soos 'n klein noot, soos 'n leeu wy vir jou welpies beskerm, met haar lewe mee. Gaan try 'n klein leeuetjie vat, jy is jou gat vinnig sien. Dit is die groot ding. Ons moet selfsugtig word, dis wat dit is. En ons fokus op die boertribe, patriotte, dis wat dit is. Stadig maar seker verander die dinge. My volk, hoe sit ek hier in kakpraat, plaas ek julle daai video wys. Ons is almal, jy weet, ons is al almal baie, dis van julle wat vir my luister, ons is die moeren vir die Britte hoor. Maar check, wat gaan regtig daar aan? Moet hom nou net kry. Hier is die groot UK. Is Muslim. The mayor of Birmingham is a Muslim. The mayor of Leeds is Muslim. The mayor of Blackburn is Muslim. The mayor of Sheffield is Muslim. The mayor of Oxford is a Muslim. The mayor of Luton is a Muslim. The mayor of Oldham is a Muslim. The mayor of Rochdale is a Muslim. All of this was achieved by only 4 million Muslims out of the 66 million people in England. Today in England there are over 3. Julle moet mooi luister. Hulle is 4 miljoen die moslems. Uit 'n population van 66 miljoen. Check hoeveel burgemeesters het hulle. Check hoeveel moskees is daar. 3,000 mosques. There are over 130 Sharia courts. Daai is direk teen die wette van die lande. Maar is daai goed is operational. In England. And there are more than 50 Sharia councils. 78% of Muslim women do not work and receive state support and free accommodation. 63% of Muslims do not work and receive state support and free housing. State-supported Muslim families have an average of 6 to 8 children who all receive free accommodation. Every school in the UK is required to teach about Islam. The number one most common baby name in England is Muhammad. This is not immigration, this is invasion. Ja, kak Engeland. Hulle kry wat hulle vir ons gegee het. Nou kry hulle self. Engeland gaan nie maak nie, hoor. Engeland gaan dit nie maak nie. So, hulle payback is daar. Maar, dis hoe ek al voel. Jy sien wat gebeur in die chat dan. Ek wil nie te ver agterraak. Ja, Debbie sê, gisterand se chat het haar kop aan die werk vandag. Ja nee, Dawie het so kwinkslag bygesit. Toe sê hy, oom, spat meer as 'n paar pile om my onder te kry. Ja, dit wat hy nou plan en hoe hy gaan uitkom, ek het nogal gedog dis wat hy gaan doen. Ek het gedink aan 2 options. Misschien hy die een option gevaar. Dis die ding, 'n boer maak 'n plan. 'n Boer maak 'n plan. In elk geval. Ja, Erhard, onthou, hierdie, as die ouens begin ruilhandel doen oor mekaar, as jy uit die belastingnetwerk uit ook, uit die belastingnetwerk uit. Ek het gesê, in daai Brinkman wat gedoen het, wolkstaat na volkstaat, ek sê die mense moet met mekaar trade met crypto hoor. Nou nie hulle eie coin gaan probeer maak, jy is 'n volk man. Maar getrade met Ethereum of Bitcoin. En solank julle daar in daai crypto netwerk operations bly, weet hulle nie eintlik regtig wat gaan aan nie hoor. Ek meen 'n boer met mielies plant. Nou, hou hy saadmielies. Hy is ook 'n saadmielie, jy weet, hy is 'n saadplanter. Hy hou saadmielies vir die ander Moorlampoere en Salusa. Hulle sorg vir mekaar. Boys, julle weet nie. Dis soos want jy hierdie vloedplankers nek omdraai. Ek kyk na hierdie belaglikheid vandag. Nou bitch hulle oor hy een munisipaliteit wat in sy moeren is. Dink ek by myself, die fucking goed kry salarisse wat ek as 'n besigheidsou in my lewe nooit verdien het nie. Ek het goeie besighede. Dit kry klerke kry daai soort salarisse. Hy het fokol skills, hy doen fokol, hy lewer geen produktiwiteit, maar hy moer se pay. Verwag. Hulle met hierdie amptenary, hulle sê, okay,
Maximum 4 times minimum wage. That's it, maximum. 4 times minimum wage. Dis eintlik baie leaks, maar 4 times minimum wage. En enige fucking verhogings is direk gekoppel aan die groei in GDP. That's it. So GDP teen 1% groei, kry jy 1% verhoging. Daai tipe van kak. Nou skree hierdie fucking bliksems by Eskom, nou wil hulle die ontbondeling van Eskom probeer teestaan, hulle is gefok. Daai ontbondeling gaan gebeur. Ramaphosa het al $500 miljoen gekry, gebaseer op die ontbondeling. Die National Grid is gegee as sekuriteit. So om nou te bitch oor ontbondeling, dis te laat, dis fucking verby. Nou skree hulle, ja, die ontbondeling is eintlik 'n privatisering van, that's tough shit, papi, is verby. En die ontbondelde goed, obviously, privaat sektor ouens gaan kragstasies bekoop en sulke dinge. Hoekom gaan hulle fucking 200 ouens daar aanhou, as 50 die job kan doen? Dis die groot ding. Maar hulle moet maar gil en skree. Ek lag vir hulle gatte, man. Snaaks, logies, my eerste kar was ook 'n Morris Mini. 850. Lekker ou 850, so donkergroenetjie met 'n wit dak. 50 cent, tankvol. Dan ry ek van Pretoria af, Bokshoes toe. Ja. Maar die feit van die saak bly, op die einde van die dag, ek sien ewe verjaar, geluk hoor, die einde van die dag, kom in survival mode. Kom net in survival mode. Dis al wat jy moet doen. En dan moet jy mooi kyk na die wie laat jy in jou laar inkom. Wie? Jy moet mooi dink wie kom in jou laar in, hoor. Jy sien ouens wat nou jubel en juig, ja, die olieprys het geval, nou gaan die dieselprys dalk val, maar daai is maar net 'n klein druppeltjie in die emmer. Dankie vir die super chat, Jay, hy sê, dis hoe Budgie se land onder jou gat uitvat om groepe in te bring waarmee jy gaan kop staan. Dis hoekom die Spanish Inquisition gebeur het. Moslems was uitgeskop en die Budgies sê, word gerus en op, fok op. Ja. Nico Skeper sê, hy hoor van 'n Bylpark is daar dele wat al 50 dae sonder krag is. Lekker, man. En nou hoor ek hierdie lekker storie, né? Ek sal nou by dit kom. Ek het julle gewaarsku oor daai kakkou, man. In elk geval, laat ek wegspring. Yes, dan kyk jy wat ek ons al. Nou stuk met gatroer, ek gaan skiet deur die nuus, hoor. Gaan skiet deur die nuus. Ek wil wys waarmee moet ek sukkel. Dis wat YouTube met my doen. Let nou mooi op, sien julle die onderste ene, boer beskuit, Bibi admits to trou, whatever. Is die tyd en alles is hierin. Dan sien jy daai ene, What the fuck news oor artikel 235. En die boer beskuit, is Hormuz nou oop of toe. Processing will begin shortly. Solank as wat daai goed nog nie deur hulle geproses is nie, maak ek fokol op daai video's. Maar die views loop. Dis wat hulle met my doen. Maar fok hulle ook. Doch ek sê daai maar net weer dat julle ram so blikkie in die agtergrond dink kry. Waarmee ons sukkel. Ek ons ek oor die ekonomie, daar is mos 'n klomp ouens wat hulle bekke rek oor die ekonomie en sulke goede. Verduidelik hulle vir jou, ja, Rusland is in sy moer en ek weet nie wat alles nie. Julle het dit almal gehoor, Rusland is in hulle donder en in die stort. Kyk jy hierso, die grootste ekonomie, China, $41.2 trillion. US, 30.8. India, 17.3. En wie is nummer 4? Russia is nummer 4. Maar slim ouens vertel vir jou, Russia is 'n fuel station met missiles. Russia se ekonomie is gefok, is in sy moeder. Dis nie wat die World Economic Forum sê, of die World Bank sê nie. En dan is nou maar hierdie nare waarheid uit die Gaza uit. Israel's genocide in Gaza. Latest figures. At least 72,253 Palestinians have been killed, with thousands still under the rubble. At least 171,912 Palestinians have been injured, many with life-altering wounds. That is 1 out of every 14 people. Kill rate is 1 out of 33 people.
Sinds die October 10 ceasefire, wat ek al hoeveel keer oor gepraat het, 'n ceasefire oor. 77 Palestinians have been killed. 1,813 Palestinians have been injured. Dis die reality. En Iran het besluit, het help hierdie mense want sê dit is nie reg wat hier gebeur nie. Nou is Iran die vark in die verhaal. Maar die hele Weste wat hierdie kak finansier en onits, hulle is mos nou die engeltjies. Ja, in elk geval. Leef hom met jou eie gewete saam, is nie my fokke worry nie. Hier is net so bietjie health info, gebruik het, los het. Simple supplement protocol, magnesium 300 to 500 milligram, more if tolerated. Vitamin K2 100 to 200 mcg, boron 3 milligram, vitamin D and A from a good source, e.g. cod liver oil. Daar is vitamine so goed wat ons nooit oor van vertel is nie, maar nou ons nog oor health. Confusion, ja nee, dit is nie oor health hierdie nie. Dis mind control. Confusion is a documented mind control tactic. This was laid out by mind control researcher Dr. Joost Meerloo in his famous book, Rape of the Mind. There are so many contradictory stories today about the Iran invasion that not only is the media acting like a mind control victim, the stock market is as well. A confused society is much easier to manipulate, lie to, govern, and steal from, and mind control. Nou, dis wat ek hier op Briekmerke probeer doen. Ek gee maar vir julle info, dat julle vir julle self kan dink en vir julle self kan besluit oor goeders. En dat is hierdie joke. Lekker ou joke. Dis net so die boere is. Ons maak fucking jokes van alles. Trump tells Iran, this is the last warning before he sends Kurt Darren to perform there. Kaptein! Ja. En dan doen nog 'n joke. Betty van Brakpan is die bliksem in oor Boetse brandewyn gesypery. Sy los hom nou en gaan vir haar 'n ander man soek. En daar gaat sy. Daar gaat sy. Gelukkig hy motorbytjie gebruik nie by petrol nie. En dan is nou maar hierdie enetjie, ek sit hom nou net op, as nie eintlik veel om, maar net pa, 5 jaar. Ja, pa. Ja, so 'n ander ene wat nou rondloop, van Pieter Groenewald wat so op die bank sit en hom sê, papa wag vir jou. Kom ons in die EU. We will not accept any pact. Hungary's new Prime Minister Magyar rejects the EU migration allocation. En ek dink Ursula se underwear word gewas in 'n konkrete mixer na daai uitspraak. Ek het my vermoed, ek dink al Gaiman en Orban het saamgewerk. Nou hoor hierdie slim Belg. Ukrainians are buying time for us with their blood. Belgium's chief of defense. We still have a few years ahead of us, thanks to the courage and the blood of the Ukrainians. That's why we support them so strongly. Yes, fight until the last Ukrainian. En die Ukrainians is so fucking dom, hulle pestilenskie hulle uitmoor. Moses 6:6, oh maat. Stupid mense moet suffer. Russia sent Spain its largest gas shipment in history during the first month of the war in the Middle East. Russia delivered a record volume of gas to Spain in the first month of the Middle East conflict. Import doubled compared to February, reaching an all-time high of nearly 10,000 gigawatt of Russian gas in a single month. Despite sanctions, the EU continues to allow Russian gas imports through at least until 2027. Belachlik. Nee, maar er is 'n smile. Putin smile. Massive win. France's Yadan law has been withdrawn after mass opposition forced centrist assembly members to pull the bill. The law would have criminalized criticism of Israel by integrating the IHRA definition of anti-Semitism into French law, prosecuting comparisons between Israel policy and the Third Reich as a hate speech, and making slogans like Free Palestine a criminal offense as advocacy of terrorism. 150,000 signatures on an online petition
pressure from far-left assembly members and right-wing citizens. The government promised a watered-down version for late June, but the assembly enters recess on July 14 and any delay pushes us back weeks or months. Miskien word die mense wakker. Ja, ek weet nie. Maar het is al te laat. Ja, dan hierdie ene laat my maar weer lag onthou, Trumpie het 'n blokkade op, hoor. Pakistan flag tanker, first to successfully enter and exit the Strait of Hormuz. The vessel sailed south of Iran's Larak Island and into the Gulf of Oman on Thursday, carrying 450,000 barrels of oil. The Shalamar tanker is the first to fully traverse the strait since Monday, when the U.S. Navy superimposed the blockade of the strait on the existing limitations implemented by Iran's government. Maar hoekom het hulle my geblok nie? Ek wonder. En ons nou in Iran. Iran declares the Strait of Hormuz completely open for all commercial vessels. Passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is now completely open. Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi declared on Friday. He added that the waterway will remain open for the remainder of the ceasefire in Lebanon. Sure, sê die commentator, sure, until the Epstein Act deliberately, deceitfully, and start bombing again. Until the Epstein's act deceitfully and starts bombing again. Interessant, ek connect het aan ceasefire in Lebanon. Laat ons maar sien. Hier is Araghchi se post op X. In line with the ceasefire, sien julle hier, hy fucking Elon Musk het die bloedtiek agter Araghchi se account weggevat. Why? In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through the Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of the ceasefire. On the coordinated route, as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran. Lekker. En dan kom Trumpie. Iran has just announced that the Strait of Iran is fully open. The Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. En ek lees hierdie en hy song, daar's mos 'n song wat sê, Oh Lord, it's hard to be humble. Ek dink Trump het gechoke om hierdie ene te doen, maar hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy was so fucking bly. Maar nou moet ons nie te gou bly word nie, want dit is Trump. The Strait of Hormuz is completely open and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran, only until such time as our transaction with Iran is 100% complete. This process should go very quickly in that most of the points are already negotiated. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump met sy hoofletters. Hy wil tog so graag relevant wees. En dan kom ons in Israel. Vir julle budgie supporters hier op die kanaal, neem kennis van hierdie. IDF soldier admits to killing children in Gaza, Lebanon on live stream. It's good to kill babies in Lebanon, Gaza and Iran. I kill children. Wat sê julle van dit? Julle seker bly julle ouens wat hierdie kak ondersteun. Dat jou hart vinnig klop. I like to kill babies. Ja, hierin het my nogal laat smile. Trump announced a 10-day ceasefire right after Netanyahu convened the Security Cabinet to vote on it. Ministers heard about the announcement several minutes into the call and before any serious discussion had started. So hulle wou nog in die Knesset vote oor die saak, toe sê Trump nes klaar. Wie's in charge van wat? Wie's in charge van wie? Dink maar daaroor. Figure it for yourself uit. Ja, luister wat sê hierdie ambassadeur. Lebanon ceasefire is a betrayal. Ex-Defense Minister Lieberman. An unbearable reality. Once again, Hezbollah given time to recover and strengthen. Dis moet wat julle doen. Ag, jy's like, veil hierdie ene wat ek nou wou inlaai, veil hy, ek wou nou wat het nou gebeur.
Arab Spring just faded away and evaporated. Countries that have put on this cloak of democracy or that we've gone after for human rights have failed. US envoy to Turkey. If you look at the region, the only thing that's worked are these powerful leadership regimes. En ek het dit al baie gesê. Hierdie democracy kak wat hulle altyd vir jou van vertel. Daar sekere van daai lande, hulle is moes happy met 'n koning of 'n emir of 'n prins of 'n ding in charge. Dis wat hulle in charge wil hê. Hulle soek nie hierdie democracy kak van die weste nie. Hulle wil aangaan met hulle lewens en net weet ons het 'n koning. Democracy is 'n klug, man. Daar is nêrens in die Bybel word gepraat van democracy nie in any case. Dan kom ons in Libanon. Check. Laughing Israelis bulldoze homes of displaced civilians in southern Lebanon. En hulle lag terwyl hulle daai huis plat stroop, hoor. What the fuck? Nou ja. Nou is van julle wat ons dink dis goed. Hulle moet so verwoes. The destruction of a hospital in Tibnin, southern Lebanon, after Israeli airstrikes. Hospital. What the fuck? Nou ja. Kyk, hy budgies. As Trump vir een of ander fucking rede besluit, nee, kyk, hier uit hierdie kak moet ek nou uitkom, en hy pull die plug op die hele fucking story daar, en hy bring sy mense huis toe. En dan is hy budgies in die kak, hoor. Ek dink nie, ons kan verduidelik hoe diep in die kak nie. Maar dan gaan hulle bure vir hulle opvreet, hoor. Dan kom ons in Rusland. Our statement must be taken literally. EU drone and weapons factories are potential targets for Russia. Dmitry Medvedev. Dan sê hy, sleep well, European partners. Nou Medvedev, dit net sê, Medvedev het 'n lys gepubliseer van al die fabrieke in Europa wat betrokke is by missiel en dronemakery vir Oekraïne. The Russian Defense Ministry's statement must be taken literally. The list of European facilities which make drones and other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality, depends on what comes next. Sleep well, European partners. Die Minister of Defense het 'n lys gepubliseer van waar al die fabrieke is wat drones maak en missielparte maak en so vir Oekraïne. Dan was daar iemand, ons kry maar iets om te drink. Dan was daar iemand wat 'n clever storie gepubliseer het, sê, jy weet, die Russe sukkel hulle gat af. My jongste laat stuur die kak vir my. Hulle kom nie reg, hulle kry nie grondgebied gevat in die Oekraïne nie, hulle fucking al 3 jaar rond en hulle verstaan nie wat aangaan nie. En nou maak hy die stellinge, 1.3 miljoen Russiese soldate is al dood, maar daai selfde sleg kakke aan Amerika, wat is naam Lindsey Graham, hy vertel ook hy storie en so, en Trump vertel het ook, en so, 1.3 miljoen Russe is al dood, en so. Wys ek vir hom net 4 nuusflitse, wat ek met julle gedeel het, van die uitruil van dooies. Die Russe gee 1000, dan gee die Oekraïners 15, 25, 30, 41. Die Russe gee 1000. Die Russe sit nog met 36.000 Oekraïense lyke in cold storage. Die Oekraïners wil hulle nie op een slag hê nie. Hulle vat elke week 1000. Maar Rusland verloor. Hoekom veg Rusland so versigtig in die Donbass en in die deel wat bekend staan as Novorossiya? Want toe hulle begin het in Februarie 2022, het Putin vir hulle gesê, luister nou fucking mooi, ek soek nie civilian casualties nie, dis ons mense. Tweede, bly op die fucking paaie, moenie deur die ouens se lande en goed ry nie, want hoe moet hulle 'n lewe maak? En dit het die Russe baie lewens gekos, hoor, die feit dat hulle op die paaie gebly het. En hulle veg versigtig om nie burgerlikes dood te kry nie. Die dorpe en goed, hulle sien met so plat skiet, die fucking Oekraïners wat dit doen. Ek het video's as ek kyk van Patrick Lancaster en so, waar hy mense vertel, as die Oekraïners sien die Russe gaan hulle fucking looi in 'n dorp, dan vlug hulle nou uit. Soos hulle uitry met die tanks, dan skiet hulle die mense se huise met die tanks plat. Dis die Oekraïners wat die plek so verwoes daar. Maar gaan kyk jy in Mariupol, hoe word Mariupol herbou?
Maar dan kom jy, kry jy hierdie fucking idiote wat hierdie stellings maak van Rusland sukkel. Rusland veg versigtig, want dis Russe. Ja. Heerlikheid. Ja, kyk, Skalk moet ons sê. Sint Helena Baai het die vuilgoed vragmotorbestuurder aansoek gedoen om huislening om 'n huis te koop. En dan so agent wys my toe, die drywer verdien R85,000 'n maand. What the fuck? Ja. Ja, logies, daai ding met dit was nie so 'n clever plan van die EFF om die aanklaer te dreig nie, hoor. Jy weet natuurlik wat kan nou gebeur op appel, né? Want hy het net reg om te appeleer teen sy vonnis, nie die skuldige van nie. Daai appelregters kan besluit, hierdie vonnis was te lig, hoor. Maak dit 30 jaar. Nou sou die wet sê. Die wet sê 30 jaar. Sit bliksem 30 jaar. Dit kan gebeur, hoor. Dankie vir hierdie super chat, Rory. Thoughts on the military, US military in Cape Town. Ek het al oor dit gepraat. Trump gaan die Kaap bom, man. Hy het al klaar sy soldate op die vloer reg om te oor te vat. Daar is nou 'n vliegtuigskip ook op pad en so. Julle ouens in die Kaap het lig loop, papie, hy gaan julle bom. Nee, Renier, ek dink jy moet maar daai boodskap van jou uitvee vir jou eie beskerming, hoor. In elk geval. Ja, nee, Jack, hoor hy storie van die lekke wat verkrag word. Hy moet nou nie hier kom staan en in die publiek verduidelik wat is hulle middagsport nie, hoor. In elk geval. Nico Skeepers, baie dankie vir daai supersticker, ek waardeer dit, hoor, baie dankie. Ja. Wel, kyk, Gunter, ek sê mos vir julle, my vermoede, en ek het dit by Groblersdal het ek met die ouens wat ek mee gepraat het, swart ouens, het ek die vibes opgetel. Want dis toe wat daai ou vir my gesê het, Cyrils gat vol vir Louis Liebenberg, en so. Nou, jy moet nou verstaan, dat ek nou maar die screen mooi oopmaak, dat ek dit kan sien, dat die mense my nou nie weer misverstaan. Jy moet nou baie mooi verstaan. Cyril weet dat die ANC is besig om te krimp, en hy soek kiesers. Die EFF is gebou op Malema se persona. Daai party het niks eintlik nie, niks konstruktiefs en substantiefs nie. Is net gebou op Malema se persona. As Malema uitgevat word, gaan die EFF crash. Die EFF gaan verdwyn. En Cyril hoop om 'n klomp van daai kiesers te vang. En MK gaan 'n klomp van daai kiesers kry. Maar Cyril kan nie gesien word as direk betrokke by die kollaps van die EFF nie, want dit sal kak PR wees vir hom. Nou ja, sy budgie handlers verduidelik vir hom mooi hoe om die ding te doen. Sy hulle van eet die bliksem in die law, want dan kan niemand 'n vinger na jou toe wys nie. Jy het hom in die law, en toe vang hulle hom in hy gun. Cut and dry case. So hy skuldig. Nou kom die vonnis storie. Daardie Landros het 'n ligter vonnis gegee as gevolg van politieke observasies wat sy gemaak het. En sy sê dit in haar uitspraak. Hy kry nou daai min 15 jaar. Hy moet 30 fucking jaar sit. Daardie wet maak voorsiening vir swaar vonnisse. OK. Nou gee sy hom reg om te appeleer, want as sy hom nie reg gee om te appeleer nie, sal hy in elk geval, jy weet, die Hooggeregshof gepetition het. So sy gee hom nie reg om te appeleer. Nou, as Cyril agter hierdie skiem sit, sal ons sien met hoe vinnige spoed Malema se saak voor die appelhof kom. Maar ek weet, Cyril gaan net die telefoon op en bel die hoofregter en sy kry daai fokke saak op die rol blitsig. Nou nie hier 'n Zuma trek nie. As die saak hang en hang en hang, so Zuma se ding, dan sê ek verkeerd. Maar as hy vinnig op die rol kom, sê ek reg. En daar, Malema het 'n groot fucking probleem. Daardie appelregter kan besluit die vonnis was te lig en die vonnis swaarder maak. Dis sy risiko. Joiner, jy moet begin die mense hier op die kanaal slegs sê, jy sal fucking jump, hoor. In elk geval. Laat ek net sien. Ja, kyk, hy Joiner het sy geloofwaardigheid in die toilet afgespoel. Ja, hoor wat sê Jay. Dis net demokraties wanneer die meesters hulle stempel op het sit. Die demokrasie is 'n Bolshevik idee, want dit is maklik om die massas dom te maak op skool en hulle oortuig dat selfkastrasie 'n goeie idee is. Net so. Maar nou ja, demokrasie word gebruik as 'n dekmantel. Wel, Renier, ek het net gehoor, die Ierse regering is besig om mag en krag teen die Ire te gebruik, hoor. Dit is 'n ding wat ek gehoor het.
Lorena Robertson vra, wie van julle glo in reïnkarnasie? Dis 'n geleide vraag hoor. Ek dink die jury is uit op daai ene. En dan bly ons in Rusland. Kyk net hier so pragtig. Ek moes dit vat. Cherry blossoms in full bloom in Moscow's Apothecary Garden. Kyk hoe mooi is dit. Sjoe. Nou ja. En dan hierdie was my 'n interessante ene. En ek het dit gevat omdat die in Suid-Afrika was al baie gepraat oor dit. Russians vote in favor of DNA paternity testing in hospitals. 57% of men and 48% of women, with a total of 52%, say that they would have a positive view of mandatory paternity testing. Nou hier in Suid-Afrika is hier van die swart ouens wat baie sterk vir dit al gepraat het, maar hulle word doodgedruk deur die politicians. Want ek het die gesprekke gevolg, dit is die jare toe ek nog Facebook gevolg het en so. Die gesprekke gevolg, daai ouens sê, hulle vermoed dat meer as 80% van die swart paas wat vir hulle gesinne sorg vir ander ou se kinders. En hulle wil verpligtende vaderskap toets hê by geboorte. En dit is 'n issue en dis die waarheid hoor. Dis hulle probleem. Ons bly in Rusland. Luister vir Shoigu. Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu reminded Finland and the Baltic states about Russia's right to self-defense in connection with Ukrainian drone strikes on Russia via the territory of these countries. This can occur in two cases. Either Western air defense systems are highly ineffective, as has already been seen during the developments in the Middle East, or the states in question are deliberately providing their airspace. That is, acting as direct accomplices in aggression against Russia. In the latter case, in accordance with the international law, Article 51 of the UN Charter of the Inherent Right of States to Self-Defense in the event of an armed assault comes into force. En dan sê die kommentator, Westoid media, another blatant attack and threats to sovereignty of the freedom of the EU colonies. Ek het al weer gesê, St. Petersburg se traffic department kan hy fucking Baltic states vat. Maar daar Shoigu hulle nou gewaarsku hoor. En dan kan ons hierdie, ek het dit verder toe ook vir die doel, moet ek wel 'n bietjie chat oor dit. Overnight, the Soyuz 2.1B launch from Plesetsk Cosmodrome successfully placed military payloads into low Earth orbit. The launch may also have deployed additional satellites for Russia's Rassvet low-orbit communication constellation. Dan sê die kommentator, Rassvet is a Russian low-Earth orbit satellite internet constellation developed by Bureau 1440. It aims to deliver high-speed, low-latency broadband connectivity from space using a network of small satellites similar to the concept of Starlink. Nou, hulle vat hulle sinne bietjie hoër op as Starlink se. So hulle het minder satelliete nodig om dieselfde coverage te kry as wat Starlink het. Want die Russe sê daai Starlink system is nie secure nie en is onder kontrole van die Amerikaanse militêre machinery. Wat ek nou oor dink, ek dink nog al baie oor dit. En ek wil nou nie hier 'n flat earth round earth kak storie aan die loop sê. Jesuik, daar moet hom seker nou al 'n moerse klomp satelliete wees wat om die aarde draai. Hierdie rockets wat hulle so opskiet, hoe kry hulle dit reg om die een te tref per ongeluk nie? Ek wonder baie oor dit hoor. Ek wonder oor dit. Nou kom ons by Trumpie. Just in, Israeli billionaire Miriam Adelson gives $40 million to Trump for the midterm elections in November 2026. Sy het 100 miljoen gegee vir sy election, $100 miljoen. Nou gee sy 40 miljoen vir die midterms. Hy is gekoop. Hy is budgie. Hy is budgie eiendom. Jy nou wil weet of nie wil weet. Nou kom ons in die UK. Ek moes net vir julle daai videoetjie gewys van die UK wat nou 'n moslimland is.
Conor McGregor turns Orthodox Christianity. The UFC fighter posts photos of him sitting beside an Orthodox icon in prayer and of an Orthodox priest blessing him, triggering speculations about his faith. Ek het nou die aand vir julle gesê, in Amerika is daar die jong mense is besig om in massa na die orthodoxe kerk toe te beweeg. En ja, ek wonder, ja, jy sien die ding is, ek dink die mense is nou begin agterkom, die kerke is so gepoliticiseerd, dat dit nie waar is nie. Nou ek nou hier een ou beriggie uit die Oekraïne uit. Ukraine will try to attract more Africans to compensate for the shortage of workers, Budanov said. The Security Service of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs have instructed to review the list of migration risk countries, which determines the rules for the entry and legalization of foreigners. Vloerplanke wil nie fucking werk in Budanov, ek kan jou daai ding vertel, maar hulle gaan julle girls jag, glo vir my. Maar dit pas ons ook in by julle en die budgie se planne. Kry die arme Oekraïense girls jammer oor, julle gaan fucking hardloop. Dan kom ons in die US of A, the United States. Anyone who criticizes Israel is our enemy. We will monitor you with Google, find your weaknesses, get you fired. If you have a business, we will bankrupt it. Hoe lekker moet jy voel as jy 'n Amerikaner is? Ek sou nie lekker gevoel het nie. Nee. The US Senate blocks democratic effort led by Bernie Sanders to halt US arms sales to Israel. Hey, toch, Amerikaners, julle behoort aan die budgies. Die budgies is julle baas. Dan kom ons by hierdie enetjie. Maar net gesmile, ek maar net gelag. Goodness gracious me. And people are living on the streets in tents, under cardboard boxes, and their cars. Well, I expect this insanity from a narcissistic, psychopathic maniac. Hopefully he will regain his humanity if he ever had it, although that is wishful thinking at this stage. Kyk daai moerse Trump's proposed triumphal arch wat gebou moet word. Wat die fuck dink julle hoeveel gaan daai ding kos? Ons hierdie ene. Trump admin cancels $11 million donation to migrant housing program from the Catholic charities. Ek moes nou kyk met die pause opgetel. The move comes amid tensions with Pope Leo regarding issues such as migration and the war in Iran. Sê Trump, okay, sure. Jy kan my al jou stories vertel, ek trek die plak op jou geld. Vat jou geld. Ons gaan jou geld vat. So Piet Hexet, luister na hierdie kak. Ek het vir julle daai aan die goed gewys toe Hexet daai Pentagon vergadering daar geopen het met 'n gebed. Hoor nou hierdie kak. Piet Hexet uses a fake Bible verse from the Pulp Fiction for a prayer during a Pentagon meeting. Okay. Yes, boere. Daai ding is vir sy kop af. Ai. Dan kom nog Hexet. Hulle noem hom nou Piet Cakebreak. We are locked and loaded against your critical dual-use infrastructure, your remaining power generation and your energy industry. Piet Hexet threatens Iran once more. Yeah, Tavatini. Defense Secretary Piet Hexet, leading a Pentagon prayer meeting, quoted a fictional Bible verse taken from a violent monologue in Quentin Tarantino's 1994 film Pulp Fiction, originally delivered by actor Samuel L. Jackson just before his character shoots a helpless man to death. Oh my God. First, Trump depicts himself as Jesus. Then J.D. Vance lectures the Pope on theology. And now this clown quotes a verse from Pulp Fiction. But MAGA still supports them. It would be hilarious if these fools didn't have nukes. Crazy. It's a strange world we live in, Master Jack. Hier is nog so ietsie oor Trump's fucking Arc de Triomphe. Trump administration plans for the United States triumphal arch. Sja, 'n moerse ding daai. Wie weet wat kos hy nie.
En dan kry jy hierdie interessant, dis hoe dit gaan op Amerika se fucking bote, waarmee hulle Iran bedreig. A scoop of meat in a tortilla. This image was shared by a US Marine deployed aboard the USS Tripoli and later posted by USA Today. The second image shows a dinner served on the USS Abraham Lincoln, sent to family members by a service member on board. US service members have reported poor quality food and small portions during an extended deployment near Iran due to the prolonged operations and strained supply lines. Crews are relying on limited resupply at sea, resulting in rationing and declining morale. En nou het ek ook gelees dat die mense by die huis kan nie eers aid packages vir die soldate stuur nie. Maar daar is nie die fucking deliveries nie. How's hy? Hoe like jy dit? Jy is nou 'n honger ou, jy is fucking op diens gewees vir 8 ure. Nou kom jy hier onder in die eetsaal en hulle moer jou met hierdie ding. Ek dink nie jy gaan dit like nie. Kan glad nie goed wees vir die moraal nie. Glad nie. Maar nou ja, hulle is mos die beste van alles. Hulle is die beste. Dan kry ons nog 'n bietjie Trumpie. It's easy. Tucker is a low IQ person, always easy to beat and highly overrated. So are Megyn Kelly, Candace, really dumb and mentally ill, and bankrupt Alex Jones, who is completely fried. There are others also. Then we have some that are very good, through MAGA all the way, and smart. I should do a list of good and bad, and somewhere in the middle. Wouldn't that be fascinating? Hierdie Trump, ek was in die laerskool, net in die hoërskool om te koop my pa vir my 'n boek van Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People. Trump met daai fucking boek kry. Maar ek het gehoor hy sukkel om te lees. Maar hy's vinnig om te praat oor ander ouens se IQ. Nou, Alex Jones en Megyn Kelly en Candace en Tucker, hulle het gehelp dat Trump die verkiesing gewen het. Nou het hy hulle die moerend gemaak. Check wat post Alex vandag. Jy net gelag. Trump, Marie Antoinette says, it's not possible for us to take care of daycare, Medicaid, Medicare, all those individual things. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country, Trump said. He should have just said, let them eat lead. Trumpie. Dink jy hy Miriam Adelson se fucking 40 million gaan baie help nie. Jy jou gat sien in hierdie komende verkiesing. Dan kom ons in Suider-Afrika, in die Zuidland. Hugo Creer, hy het getweet. The South African journalist and public should ask a few more critical questions about Gordon Hill, the newly elected DA leader and his allegiances. In 2017, our DA delegation traveled to Israel and met with Satanayo and Isaac Herzog, both now responsible for the genocide in Gaza. They stood shoulder to shoulder, arms around each other, smiling. Could this be why Gordon Hill is so reluctant to call out to Israel for the treatment of Palestinians? Goeie vraag, Hugo. Goeie vraag. En dan gaan hy aan. In the photo, Alan Fisher, representative, accompanying member of South African Jewish organizations, Michael Bagraim, DA MP and former national president of the South African Jewish Board of Deputies, Isaac Herzog, Israeli opposition leader and at the time now president of Israel, Musi Maimani, then the DA leader, John Steenhuisen, a recent DA leader and current Minister of Agriculture, Gordon Hill Lewis, then DA spokesperson on trade and industry, now the DA leader. Daar is hulle saam met die budgies. Nou, julle boere, jy boer is en jy stem vir die DA, as jy nie 'n boer nie. Ja, hierdie sit ek maar net in vir 'n joke. Dis soos 'n man sweet, as jy ondervra word vir korrupsie, dan gebeur dit. Bly die tissue agter, 'n stuk van die tissue agter op die kop. South African ex-police chief gets tissue stuck to his forehead at the commission inquiry, facing 13 corruption charges. Might do that to you. Lekker man, dat jy sweet bliksem, in elk geval. Nou ja, ons het strand oor Moerlampoer gepraat.
Hier is nou ietsie vir julle om gedagte te hou, manne. Hier is vir julle 'n kans. Hier is vir julle 'n kans. The town of Middelpos in the Northern Cape is going on auction, offering a buyer the chance to own an authentic Karoo village. The town of Middelpos is close to the Tankwa Karoo National Park and is situated halfway between Sutherland and Calvinia on the R354 in the Upper Karoo and Northern Cape. Home and Hector said that the town is considered one of the few remaining authentic Karoo villages in South Africa. With its tranquil, enchanting atmosphere, original character and charm, it remains the cultural heritage of a long ago, untouched by modern mass tourism, said Home and Hector. It added that the 103,260 hectare property has significant potential for development in business, residential, manufacturing, tourism, and other mixed uses. Middelpos is an established halfway station for the Karoo visitors and the farms in the area. As the closest town to the Tankwa Karoo National Park, it has a constant stream of day visitors and overnight tourists. Nou ja, daar is hy vir julle boere. Stap saam boere, maak 'n team op en koop hy dorp. Daar het julle 'n hele dorp. En julle kan hom ranch julle wil, en is julle sinne. En nou hierdie interessante brokkie. 155-year-old seaside town in South Africa where war is brewing. There's a Knysna. Legal war is brewing in one of South Africa's oldest millionaire towns, as residents refuse to accept the collapsing services. Ek het die artikel gelees, het gaan bedroef in Knysna. Maar weer 'n keer, hulle kry moerse salarisse en al sulke goed, hulle het geen skills nie, so fokol word gedoen. Dis hulle business. Om tax te collect van die residents af, om hulle salarisse en byvoordele te betaal, nie om iets te doen daarvoor nie. Nou, hier kom ons by hierdie ene. Ek het julle gewoon oor hierdie al baie. Hier kom het nou. Warning, Gauteng, stomach virus. There are reports of increased stomach illness in Gauteng, including a rise in typhoid fever cases in Tshwane region and a highly contagious stomach bug affecting children centers across South Africa as of early 2026. Symptoms include diarrhea, vomiting, fever, and cramps. Key details on the Gauteng stomach bugs. Typhoid fever surge. The National Institute of Communicable Diseases and Gauteng Health are monitoring a surge in laboratory confirmed typhoid cases in the Tshwane area, Bronkhorstspruit, Hammanskraal. Contagious gastro. A widespread stomach bug, viral gastroenteritis, norovirus, is spreading through schools and nurseries. Preventative measures. Health authorities advise frequent hand washing with soap and water. Met water wat hulle waar kry, die kakwater waaruit hulle die siekte gekry het. Avoiding known or suspected contaminated water. Fuck this, al die strate, al die spruite, al die vleie. And ensuring water is boiled before consumption. Boil met fucking wat? Electricity wat nie daar is nie, of wat 'n plaas se prys kos. It is recommended to seek medical attention if symptoms are severe, such as high fever, persistent vomiting or dehydration. Dan kry dit daar by die fokke hospitale wat ek julle gister gewys het, waar jy in daai rye gaan staan en oor 3 dae dalk geservice kan word. Oor dag 3, dan kom al die lyksbesorger, die ou, hulle tel jou daar in die gang op, wat jou lykshuis toe. Lekker, ek het julle gesê, hierdie kak kom, hier is dit nou. Ek is nie verbaas nie. En dan 'n goeie vriend van my hierdie vir my gestuur. Iets anders. Analogie van oor Salomo se wysheid oor wie se baba die 2 hoere nou eintlik gestry het. Beste bewys dat iemand geen inherente eienaarskap van 'n gebied het nie, is om te kyk hoe hulle kultuurskatte behandel. Israel bewaar net mooi niks van daai gebiede wat hulle so wil annekseer nie. Alles, selfs wat ouer as 5000 jaar is, word gewoon voor die voet plat geskiet. Hulle voel vere vir daai land. Dus, hulle hoort nie daar nie. Dit is nie hulle sin nie. En eintlik gaan hulle ook pad gee, want daar sal niks meer oorbly om van te leef nie.
en hulle FSA lewensaar sal ook afgesny word. Nou wonder ek, is dit profeties? Ek hoop so. Ek dink so. En dan by die laaste berigie, ek het dit gemaak, man. Ek gaan nie die hele ding lees nie. Ek gaan net vir julle vertel. Want die skande van alles skandes. Vredesbloed vloei vir Rolf in Soweto. Die Sangomas het 'n boerbok se galblaas uitgehaal en die gal oor minister Meyer se hare gedruk en sy handpalms en arms gevryf. 'n Teeg sorgembier later en die voorvaders het meneer Meyer aanvaar. Fuck it! Sangoma geseënde my maat. En die boere wonder, hoe moet hy ons fucking verraai? Is dit vir redelik. Boerbok galblaas sousies oor die kyfie gekry. Sleg ete met 'n hoofletter. Vang maar gou 'n laaste dop en te kyk wat gaan die in die chat dan ek het nou ver gegaan. Leon de Rem sê, wat gaan gebeur as jy appel of sê daar is nie gronde vir appel nie, dan word hulle net nie aangehoor en dan gooi hom terug en dan moet vonnis uitgevoer word. Ja, Skeptiek Eagle sê hy wag presies vir daai ding wat gebeur as die hof hy vonnis verhoog. In 'n geval. Ja, daar is 'n interessante opmerking van Jay oor die reïnkarnasie. Hy sê ek sien reïnkarnasie as jou gene wat voortgaan in jou nageslag en in jou traai. Ons voorouers het deur hongersnood, geweld, koue geoorleef sodat ons hulle gene kan aandra. Renier Graham sê Colleen, dink jy Musk wil politiek toe? Ek twyfel oor. Ek twyfel, hy sal nie regkom in die politiek nie. Politiek is stadig vol. In geval. Ek sien julle begin good night sê vir mekaar. Welkom vir Gunter Oosstation. Baie dankie vir die ondersteuning. Ek hoop jy geniet die kanaal en jy kry waarde vir jou geld. Ek wil hoor wat sê BC Dude. Colleen, jy moet verstaan, homelessness is 'n groot industrie vir bureaukrate. Hulle wil nie die probleem oplos nie, dis 'n cottage industrie vir NGO's en state officials. Ek kan dit nogal verstaan, ja. Okay, Kobus, dan ek is bly om te hoor van jou. Dit was 'n goeie move om daai man te gaan sien. Jay van Niekerk sê die budgies hier in Suid-Afrika het destyds 'n Suid-Afrikaanse YouTuber wat anoniem was, wat die budgie vraag versprei het, uitgesniffel en hom laat fire. Ek sal nie eers sê wat hulle met my en my vriend se Facebookgroep gedoen het nie. In elk geval. Julle chat lekker met mekaar, man. Frits Eis, daar het Nisha vir jou die selnommer gegee, hoor, ek het hom nou gehighlight. Cecilia Snyman sê, sy het gehoor, daar het ook 'n ernstige STD uitgebreek onder die Amerikaanse jeug. Ja, maar nou ja, Jay van die kerk, dankie vir hy super chat, hy sê, het op 'n YouTube kanaal afgekom, Islam Sense, ou analyseer video's van Tucker, waar hy met hoofde gesels wat die Christene in die Arabiese lande verteenwoordig. Christene en moslems daar sien mekaar as broers. Versoor, ek het dit beleef. Ek het dit fucking beleef. Ek weet, kyk wat het nou gebeur. Kyk wat het nou gebeur. Toe Trump daai Jesus ding gedoen het en hy die paus so ge-attack het. Vra die Iranese om verskoning by die paus vir Trump se gedrag. Vra die Iranese, die Christene, om verskoning vir die feit dat Trump met Jesus spot. Nee, my maat. Dis hoekom ek raak nie in hierdie religion praatjies nie, Jay. Ek doen nie. Al wat ek weet, ou maat. Spirituality does not come from religion. It comes from your soul. Dis die ding. Nou, wel, Kobus, toe jy nou verduidelik, jy is daar vas 'n keer, toe dog ek, dis die regte ou daai. Hy's naby jou. In elk geval. Ek wil net vir julle ouens sê, daar's weer baie praatjies op my groep gewees oor die kankerbehandeling en ivermectin, fenbendazole en so. Dis nie regtig 'n DIY job nie, want dit moet saam gebruik word met 'n klomp goed, maar nou loop daar vreeslik baie video's en goed oor dit vanaf daai uitslae begin uitkom van die toetsresultate en sulke dinge. Maar ek wil net vir julle baie mooi sê, die natuurlike way, jy moet dit onder guidance doen van 'n ou wat weet waarvan ek praat oor. Hier sit ek, 'n praktiese voorbeeld. Dr. Marcus, wat nou die groot guru is van die ivermectin fenbendazole protokol, so ek en daai ou skryf verskriklike hoë dosisse. Ivermectin
150 milligram 'n dag, Fenbendazole 2400 milligram per dag, en dan nou die ander goed. Dis donders hoog. Jan het my op 'n protokol gehad. Ek het 25 milligram ivermectin en 220 milligram Fenbendazole per dag gebruik. Dus daai dosis is veilig vir 'n kind. Jan het vir my gesê, Colleen, jy's 'n ou man, as ons jou lewer en jou niere skade doen, gaan ons nie tyd hê om dit reg te maak nie. Maar verstaan mooi, die ander goed wat ek saam gee, saam met hierdie goed, al dit werk in simbiose met die ivermectin en Fenbendazole. En my kanker is genees op daai lae dosis. Daar was 1 maand wat ek die dosis trippel gemaak het. Toe hierdie uroloog vir my gesê het, okay, hy wil weer ingaan, toe sê ek, okay, gee my nog 'n maand, toe lag hy vir my en sê, as daai ding kleiner word, dan eet ek daai pineappelplant. Ook ek het dit maar laat gaan, jy weet, want die ding het gedrop van aggressive invasive, maar low level localized. Wat die fuck sê dit vir jou? En toe hierdie Februarie ding, kom het uit een of ander papillêre vorm, hy het vir my net gesê, ek het hom direk gevra, as ek jou pa was, wat sou jy nou vir my gesê? Toe sê hy vir my, ek sou vir jou gesê, Pielepa, jy is skoon. Nou my volk, waar wil jy be? Dis hoekom ek raak nie met die ouens, ek regtig, ek raak nie met die ouens in 'n debat betrokke oor hierdie alternatiewe behandeling nie. Hier sit ek is deur dit, met al die teerstand wat ek van soveel kante af gekry het. Ek is deur dit, is ek skoon. Nou okay, hierdie prosedure wat nou basically eintlik maar net 'n check-up was in Februarie, het toe nou daai lelike naderdraai dat ek daai fucking superbug gekry het wat my wragtig amper dood gehad het. Jesem boere, ek was fucking amper dood hoor. Dit kan ek vir julle sê. Nee, kyk, daar was een spesifieke dag. Ek nog daai dag probeer op 'n perske konfyt maak. Ek kan nie kom bystaan en ek skil die perske, ek ruk so, ek kan nie daai fucking goed oordentlik is. Dat ek daar nie kom bystaan en ek dop my, onthou julle moet verstaan, ek is alleen by die huis, my vrou werk in die dag. Dat ek daar staan en dog, fok, vanaand kry Poppie my op die vloer hier. Jesem boere, ek was siek. Fok, ek was siek. Nee, wat, ek meen, maar baie van my ondersteuners, wat dokters en so, hulle was fucking geskok, toe hulle gehoor het, wat, ja, toe hulle daai lab uitslaas. Die ouens het my basically gegroet, man. Agterna, toe kom ek, lees ek op, en sê, 45% van huis wat ek kry, gaan dood. In elk geval, ek is deur daai goed gegaan, maar ek het baie goeie guidance gehad van goeie naturopate. Hierdie ouens wat vir jou, jy kom op sy website en koop jy 'n package en dis nou die miracle cure nie. Forget it, man, as jy so ding. Ek het met my eie oë gesien hoe Jan my daar toets. Dan sit hy die pille in daai masjien van hom, dan kan hy nou sien wat is die persentasie effektiwiteit wat dit om my liggaam gaan hê. Baie goed, dan sê o, Jesman, hierdie werk vir baie mense, dit werk nie vir jou nie, man. Dan sit hy iets anders, kry iets anders, soek hy tot hy die ander kry. 'n Groot ding natuurlik wat ek ook gelukkig begin agterkom is, mense, die gemiddelde ouens hulle begin positief kyk na hierdie hele storie rondom bioresonance, want dit is die enigste ding wat regtig sin maak. Kyk, ek het 'n fucking experience gehad oor die naweek met bioresonance wat ek nie nou al met julle wil deel nie, maar yes, daar was ook 'n deel daai wat ek glad nie getrust het nie. Maar toe daai girl vir my jy weet, haar result sheet lees, toe dink ek, fuck, hierdie storie kan misbruik word. In elk geval, dis was die Amerikaners, die pile daar by berg gekry het, met bioresonance. Want jy hoor mens, hulle sê nou, hulle gaan die scanners in die F-35's inbou. Dit beteken, hulle kan enige fucking ou, as hulle sy data het, kan hulle enige ou pinpoint enige plek op die fucking aardbol en omskiet met 'n pyl. Dis die reality hoor. Maar nou ja, laat ons nou maar daai los vir daai. Die einde van die dag, ons Skepper is in beheer van alles. Mense kan maar jump en jive soos hulle lekker kry. Ag ja, ek weet daar is ouens wat ligtelike video's gemaak het oor my ervarings en wat shit kommentaar gelewer het op die pad wat ek gepiek het. Maar
Hulle doen dit in onkunde. Ja, Kobus, dit is 'n hele holistiese benadering. Jy moet jou leefstyl verander, hoor. Dit help nie jy gebruik die behandeling vir die ding, maar jy bly die giftige goed eet nie. Die goed het jou in eerste instansie siek gemaak. Want die meeste van ons probleme kom uit die kak wat ons eet, hoor. Dit is die groot probleem. Ons grou ons grafte met ons tande. Maar ek smile. Maar ek sê nie vir julle boere, heers like, dit is 'n lelike een wat ek nou deur is, hoor. Ek is nie oor het, heeltemal oor het nie, maar eerlik is wel baie beter. Check hier, waar staan ons? 1 en 45 minute en ek het nog nie opgevlieg en 'n pisbreek gevat nie, jy weet. So, ja, ek is happy, ek probeer die hele tyd, natuurlik, dis maar soos ek is, ek probeer maar nou net uitfigure, hoekom moes ek deur hierdie pothol gaan? Hoekom? Wat is die doel daarvan? Want ek glo nie in die toeval nie, en ek is 'n fundamentalist. Daar's 'n rede hoekom ek deur hierdie ding gegaan het, in elk geval. Maar ja, so ek sê maar net vir julle, ek het hier 'n oulike video wat ek, jy weet nou, vir my pisbreek gebruik het, maar ek gaan dit nou nie speel vanaand nie. Ek sal op 'n ander aand dit speel, waar hierdie ou het 'n video gemaak met 7, ek dink is 7 van die prominente lies wat die kerke verkondig aan ons. Dit sluit so aan by my siening van die ding. Julle weet ek wil van kerkstories niks weet, want spirituality does not come from a religion, it comes from your soul. En ons het genoeg bewyse van hoe korrup die van hierdie kerke is. Ek meen, kyk nou daai klomp goed wat daar om Trump dans in sy kantoor en die hande op hom lê en hom vertel hy is die Messias. Yes, gevaarlike shit daai, hoor. Ek weet nie hoe gaan dit werk nie. Maar in elk geval, op die einde van die dag moet julle net besef, die wortel van al hierdie kak, is gesetel in daai donker ster. Dis wat dit is. Kaptein sê dankie, dit was 'n lekker flight vir haar, sy het dit geniet, en hy moes maar wille kort draai het vat met die plekke, maar dit was vir haar lekker en so. Klaar gerefuel, en nou moenie worry nie, so jerrycannetjies is ingelaai, hoor. Die meisie sê, hulle het die flight kwaai geniet, hulle het gesien, daai koeluitsluiter het nou hier 'n paar standspunte trek, maar hulle het gesien, daai girls het hom baie vinnig teruggepluk, hy sê, hulle hoor hom so nou en dan knor daar, maar hulle sit hom vast, hoor. Hulle die flight enjoy, en hulle gaan verseker van hierdie pies huis toe vat, môre is dit maar hulle daar op die, môreoggend sal hulle maar daai gewetes gaan sis daar, op die obstakelkoers. En nou, is net een song wat ek vanaand kan speel. Net een. Die kom my manne, die donkerste, wees versigtig. Op die vlaktes waar die bloedwind waai, staan die boer met Mauser, son op sy gesig, langsom die Roososhanka laag. Akka en die vuiste oe koud soos die volgasse huis, oor die berre brul, klauwe skeer die nacht, orthodoxe kruis en veerkleur glooi in die slag. Boere en berre, boere hier met Freddy, saam teen die donkerste, meester praat heeft jong huisvaste. Met kruis en vlag, met donder in die bos, jaag ons die heel terug na sy eie poorte. Geest om my vlag, ons roeske jaren stjoef krawie, let him wat daar goed Masgarit Wagner. Was die Pishagai het boerfse rok uitslapen, ja
Рядом русский с автоматом на перевес. Ревут медведи, земля дрожит под лапой. Золотой крест и старый флаг в дыму небес. Бури медведи, бури медведи, бури медведи. Die Himmel brannt, Maron soll nicht knillen, небо в огне, но мы не встанем на колени. För folken geloof, för de overklaar, za veru i Ruсь, za pravdu вечную. Буре импере, буре и медведи, die donkerste wal en die zon breekt neer. Темная звезда рухнет, зайдет заря. Буре импере, буре и медведи, samtidigt die donkerste, вместе против темной звезды. Буре и медведи, буре и медведи. Буре импере. We are the same tribe, brother. Dieselfde vyand. Ja, ek sien Charles sê, ek eers hierdie ene. Gunter Oosthuizen sê, Oom Colleen, terwyl ander jou lewe wil vul met leuns, kan oom getuig met feite. Ek weet hoe het oom gelyk laas April en ek is trots op oom. Dankie man. Sean Miller sê, die doel met jou pothol was dalk jy sodat jy ander mense kan help en vertel wat om te doen as dit met hulle gebeur. Kyk, Sean, ek wil nie graag vir ouens sê wat met hulle doen nie. Dis hoekom julle sal sien, ek het nog nooit in detail verduidelik wat ek gebruik het en hoe ek het gebruik. Ek het so bietjies vertel, jy weet, maar nie die details nie. Want dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Want ek is nie bekwam genoeg om dit te doen nie. Ek weet wat vir my gedoen het. Een van die groot dinge was, ek het van die woord go af geweet. Ek moet my pad goed dokumenteer. Want jy lees al hierdie getuienis, dan sê die ou hy was met 1 voet in die graf of 2 voete in die graf en toe begin hy hierdie goed gebruik en 6 maande later is hy skoon of 5 maande later is hy skoon en al die dinge. Maar niemand het vertel daai pad wat jy stap nie. So ek kan vanaand met oop gemoed sê, as 'n persoon met blaaskanker gediagnoseer word, nou blaaskanker is basies 'n doodsvonnis hoor. As hy met blaaskanker gediagnoseer word, en hy vat die pad wat ek gevat het, as hy al my video's deurluister, die hele collection wat ek gedoen het, gaan hy baie goed weet wat lê vir hom voor. Want glo vir my manne, dit is nie fucking moonshine and roses nie hoor. Maak nie saak nie, maar ek het die ander aand met 'n ou gepraat wat ook die soortgelyke pad gestap het en so. Toe sê ek vir hom, my fokman, hoekom het ek al hierdie kak uit jou uittrek? Hoekom het ek die hele tyd uit jou uittrek? Sê hy my, Colleen, weet jy wat? Ek het die fucking goed net probeer vergeet so vinnig as moontlik. Want dit was 'n nagmerrie. En ek het dit, my brein het die goed uitgeskei. So ek so en luister, dit maak fucking sens hoor. Dis maar 'n natuurlike self-protection meganisme wat ons het. Hier is nou 'n ander persoon, wat, 'n bekende ou, wat sy vrou met kanker gediagnoseer is, en sy het ook besluit om die natuurlike pad te vat. Nou sit ek aan hierdie man in 'n kring aan, omdat hy moet met my 'n gesprek voer, dat ons twee met mekaar gesels, ek
met my siening en ervaring as die kankerleier en hy as die eggenoot van iemand wat gestruik is. Hoe hy dit ervaar en so. Maar dit lyk nie of hy wil byt nog nie, hy wil nie weet, maar ek sal nog gaan werk, want ek glo, dit sal waardevol wees vir mense om na te luister, want die kankerleier, hy reageer op 'n sekere manier, en hy ervaar die dinge, en hy ervaar die goed op 'n sekere manier. Maar die naastes, hulle ervaar het heeltemal anders soos hy hoor. En hy kan nie lekker mooi verstaan hoe werk hulle fucking koppe nie, en hulle kan nie lekker mooi verstaan hoe werk sy kop nie. So dis belangrik, dat ek dink so gesprek is moeite belangrik, dat 'n mens albei kante van die, albei kante van hy valbuil kan check, en hoor hoe die mense se experience is. Ek het een aand met 'n vrou gepraat wat my kontak het en gevra het nou vir verwysingsnommer en so, en toe sê sy net vir my, "Eers my Colleen, ek weet nie hoe om met hom te praat nie. Ek weet nie wat om vir hom te sê nie. Ek kan sien hy gaan deur 'n moeilike ding. Maar ek kan nie eintlik iets vir hom doen nie, want ek fucking weet nie wat moet ek vir hom doen nie, of wat kan ek vir hom doen nie, of ek kan ook 'n ding doen dat hom net heeltemal ontstel en omkrap en so." Toe sê ek, dit is 'n moeilike ding, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, hoor. Al wat ek vir jou sê is, moenie angstig raak nie. Tel maar die pille vir my uit en so. Wees net daar, as hy wil praat, dat jy kan hoor. Maar die groot ding is, luister, ek gaan nou weer 'n ander ding sê, wat ek ook nie nou oor details gegee nie. Ek het nou vandag 'n gesprek gehad, dit was 'n gesprek met 'n ou. Ja, as ek dit vir julle sê, gaan julle fucking van julle stoele afbliksem. Maar wat ek vandag eerstehands ervaar het, is die waarde van daai ding om met mekaar te praat en nie vir mekaar goed te sê nie. Praat met mekaar. Julle wat my kanaal lank vol weet, ek het dit van die begin af, toe ek die live shows begin doen het, het ek gesê, dis wat ek in die chat wil sien. Ek wil sien julle praat met mekaar. Ek wil nie sien julle sê goed vir mekaar nie. En dis wat hierdie joiner doen. Hy bly fucking injump en dan sê hy vir ons kak. En dis nie eers sy eie kak nie. Hy sê, soos nou die aand toe Hugo op die gooi hy Hugo met die 12-jarige kinders. Plaas hy vir hom vra en sê, Hugo, sê net vir my, wat is hierdie storie dat ek hoor, hulle gebruik 12-jarige kinders? Hy sê vir Hugo hulle gebruik. Wat die fuck? Hoe werk dit? Ja, ons is nou, ek weet, ek sit nou weer in 'n babbel en so. Maar die show is verby, hoor. Dis nou maar net kakprater. Maar die feit van die saak bly net, ek het vandag eerstehandse ervaring gehad van die value van praat met mekaar. Moenie vir mekaar goed sê nie. Praat met mekaar. Dit was vir my aangenaam om met die ou gedagtes te ry, want ons het met mekaar gepraat. Ons het nie vir mekaar gesê nie. Dis 'n groot ding daai. En ek wil weer vir julle net sê, jy weet, nou sien ek daar op my groep, iemand nou vandag nou 'n klomp medikasie goede daar gepost, en nou wil almal net weet waar ek kan hulle goed kry. Boere, dis nie net vir daai pille nie. Maar wat vir my nice is wat ek sien, want ek het by Jan het my begin op 'n kursus. Daai fenbendazole en ivermectin is in 'n kapsule, dis 'n kombinasie kapsule, waar die ivermectin, fenbendazole, black seed en nog iets in het. Ek bly die ander ding se naam vergeet. Die 4 goed, wat bewese sterk kankerfighters is. So, dis 1 kapsule, in plaas van, jy weet, die fenbendazole kan jy in pille kry, maar jy kry dit ook in poeier, en ivermectin kry jy in liquids, of jy kry in pille, of jy weet, in elk geval. Daai goed is nice, is goed gedoseer, dis, jy weet, korrekte dosis, dis in 1 kapsule, en sovoorts. Ek sien daar is nou 'n paar verskillende trade names, wat daai goed in het, en soos ek vinnig gekyk het, lyk het vir my, hulle het almal dieselfde kombinasie, 25 mg ivermectin, 220 mg
Fenbendazole en dan die black seed en nog iets. Dit is belangrik. Ek like dit kwaai. Nou, julle moet verstaan, daai goed werk saam met 'n klomp ander goed. Ek het vir julle mos gewys hoe daai pille van my gelyk hierso met tyd daar. Nou laat ek al die foto gaan haal, want ek kan weer die ding sien, dat julle net kan sien waarvan ek praat, hoe dit gelyk het hoor. Want ek net sien, waar is dit? Ja, check hier. Dit was my opstart in die oggend. Dit was in April laas jaar. Ek het 3 keer op 'n dag daai pakkie deurgedraf. OK, nie alles nie. Dus hierdie 2 klein pilletjies hier linksonder was net 1 keer 'n dag. Daai blou kapsuletjie daarbo was net 1 keer 'n dag. Maar die ander goed, die appelkoospitte, julle sien hier's 5. Ek moes 20 'n dag eet. So ek het dit in die oggend, die middag en die aand en dan net voor ek gaan slaap het ek weer die ander 5 geëet, so dat ek by 20 kon uitkom. In elk geval. Dit was wat ek mee moes cope hoor. En hier is die ander, weet op 'n ander stadium. Waar is dit nou hier? En toe op 'n ander stadium toe verander dit. Toe lyk dit so. En dis wat ek tans gebruik. So. Dis nou net 'n maintenance program. Maar die groot uitdaging is dat die mense die selfdissipline moet hê om die goed te gebruik. Kobus weet waarvan ek praat. Sy behandelingsprogram is ook nie, jy weet, lekker, maar is belangrik dat hy dit stick to the plan. Maar net op die tande byt en sê, OK, dit moet gedoen word, jy weet. Want as jy dit nie pligsgetrou en gedissiplineerd doen nie, jy moet verstaan, ons maak staat op natuurlike produkte. Dit is nie magic, jy weet, instantaneous responses nie, die goed werk, maar jy moet dit getrou doen. En dan moet jy kyk wat jy eet hoor. Jy moet kyk wat jy drink. Dit help nie, jy eet en drink goed, wat daardie produkte wat jy gebruik, jy weet, teewerk nie. So luister na jou raadgewer, hy gaan vir jou, Jan het vir my baie mooi verduidelik wat sy goed wat ek nie moet eet nie en moet vir my en al sulke dinge. So, dit is 'n geheel proses. Dit is nie, jy weet, dit is nie 'n miracle cure of something nie. Maar die feit van die saak bly, hier sit ek. Daai ou het vir my daai dag, toe hy vir my die doodsvonnis gegee het, ek vir hom reguit gevra, want hy het my gesê wat hulle moet doen. Ja, hy het gesê ek moet gaan vir die chemo vir 3 maande en dan moet ek kom vir die operasie sodat hulle my nou uitmekaar uitsny. En toe vra ek vir hom, OK, as ek niks doen nie, wat gaan gebeur? Sê wel, so by Oktober gaan jy die beheer oor jou blaas en jou rectum verloor, jy sal in doeke wees en jy gaan in pyn wees waarvoor daar nie medikasie is nie, weet dit nou al, daar is nie regtig medikasie. En dit gaan omtrent so 6 weke vat, dan sit Kobai. Denk, OK, dankie. Groete kom en ek fok of. En toe gaan doen ek niks nie, volgens hom. En hier sit ek, 'n jaar later. Dit is nou, April is 'n jaar. Hier sit ek. Maar ek kan vir julle die goed vertel wat met my gebeur het. En ek vertel vir julle uit my ervaring uit. Ek vertel nie vir julle shit wat iemand anders vir my vertel het, omdat ek by 'n ander ou gelees het, of op 'n video gesien het, of ergens op Facebook gelees het, of wat nie. Ek vertel vir julle wat het met my gebeur, hoe het ek dit gehanteer. En dit is die ding. So, as ouens my query, ek nie, selfs op video's maak en verduidelik, ek sê, jy weet, van die fucking trails af en sulke goed, dan sê ek, OK. Ja, ek sê van die trails af, maar jy fucking, hier sit ek. Verduidelik dit vir my. Dis soos wat ek vir die uroloog sê, toe die patologie verslag uitkom. En is hy low level papillêre some shit, wat hy in elk geval alles uitgaan. So ek sê net vir my, hoe het dit nou gekom van aggressive invasive in April? Aggressive invasive. Daar is die CT scan, daar is die patologie verslag. In September, is dit low level localized. Niks van die invasive shit nie, dit is weg, die invaders is gone. Hoe het ons daar gekom? En toe van daar af by hierdie
populêre peisie. Ek het dit sommer 'n populêre peisie genoem. Julle ken my man, dis soos ek. Toe staan my net so en kyk, toe sien ek die liggies brand, die wielietjies spin, maar die hamster het gefok of. So ek okay. Los ek dit maar net daar. Hy moet daarmee deel. Ek hoef nie met dit te deel nie. Ek staan voor hom. Evidence. Hy kan dit nie deny nie, want die staan net voor hom. Maar alright, toe skep daai bliksemse hospitaalbakterie my. Ek moet vir julle regtig sê, ek is 'n ou wat, ek is nogal 'n goed ingeligte mens hoor, maar ek het nie besef, ek het genuine nie besef, 'n bakterie kan so vicious en violent wees. Ek het dit nie besef. En toe sê 'n ander pel van my, die dokter is vir my nou die dag, toe sê hy vir my, hy was op die grens gewees. Sê hy net vir my, Colleen, daai ouens wat kangareen gekry. Hy sê, jy staan daar en jy maak hy mond skoon, maar jy kan basically omtrent hoor hoe vreed hy bakterie daai man. En nou gaan ek vir julle 'n ding sê. Nico van Oxycare, Nico Skeepers, hy is hier op die groep ook en so. Julle moet verstaan, van hierdie naturopate is spesialiste in sekere dinge. Ek het 2 ouens gehad wat my gehelp, maar hulle het in synkronisasie met mekaar gewerk. En Nico is baie goed met oop, vrottende wonde en goed. Hy werk met dit. Sy goed werk daarvoor en hy het die manier om dit te hanteer. Ander ouens kan nie doen wat hy doen nie. Net so het ek al een ou wat, hy is bliksems goed met borskanker. Hy is fucking goed met borskanker. En met velkanker. En hy het ook sy eie pastas en moeties en goed wat hy gebruik. So, elkeen van hierdie ouens het, hulle is spesialis en goed. En dis wat met Kobus gebeur het. Toe Kobus my verduidelik wat met hom verkeerd, toe sê ek vir hom, gaan na John toe. Hy is naby jou. Want ek en John het gepraat en toe het hy my verduidelik en al die goeders en so. Maar ek het met John gesels toe ek al aan die einde van my program was. En in ander woorde, die goed wat hy doen, hy het vir my gestuur. Maar toe sê hy vir my, as die diagnose is wat het nou is, you don't need it. The job is done, you stuck to the rules. En dis die groot ding. Julle moet verstaan, die feit dat dit alternatief is, beteken nie sommer dit is 'n DIY job nie. As jy 'n goeie navorser is, sal jy jouself effektief nogal kan help. Maar julle moet verstaan, ek het vir Jan gehad, wat my hele sit bestuur het met die bio-resonance scanning. En dan het ek ook nog op sekere stadiums het ek gegaan vir volledige bloedtoetse, gegaan vir 'n konsultasie met my huisdokter waarin die uitslae van die bloedtoetse en goed. Kyk, hy het uitgefriek oor die goed, hoor. Hy het net vir my gesê, heerlikheid, hoeveel vitamine D gebruik jy? 30.000 units 'n dag. Wow, fok, val hy amper vir sy stoel af. Ek sê, wat nou? Hy sê, fok, ek skryf 500 units voor. So ek, ja, ek skryf 30.000 units en ek meen, al is 'n maand, wat ek 60.000 'n dag gebruik. Hy skud net sy kop van die toetse. Al daai vitamines van my is of te skyl, daar's nie nommertjies nie. Alles is net of te skyl. Maar dit is die ding. Daar's 'n moeë gap tussen die formele mediese sektor en die alternatiewe behandeling ouens. Daar is 'n helse gap. En dan is daar ook natuurlik 'n ding wat die mediese ouens mee sukkel. Hulle sukkel eers sukkel hulle met die bioresonance. Hulle kry nie hulle koppe gerep om daai bioresonance. En dan die tweede ding. Dis eintlik nie die tweede ding, dis eintlik die belangrikste ding van alles is die spiritual side. Dit is 40% van die ding. Maar as jy gaan kyk na my video collection wat ek gedoen het, het ek met opset, het ek my gesprekke oor die goed. Seker is, het ek niks oor die spiritual kant gepraat nie, want dis goed wat ek verwag het, dat dokters sal aan dit luister. En baie van hulle, die oomblik wat jy die spiritual gaan, tjoep en sit laaf, switch laaf. Is jammer, maar dit is die reality. Dis ook om ek het nou die aand vir julle daai video verwys van daai cubicles wat jy nou in China het, waar jy kan instap en dan scan die fucking cubicle jou en hy sê vir jou wat met jou verkeerd en hy gee vir jou 'n voorskrif.
Nou, die medic beds wat daar deur die Q ouens so baie oor gepraat word en almal sê die goed sal hier dan oor 3 maande is dit hier, oor 6 maande is dit hier, oor 2 maande is dit hier, oor die medical beds sal in die westerse wêreld fucking nooit kyk kom. Die farmakologiese ouens sal nie toelaat word. Jy moet nou net in my eie situasie, die chemo wat voorgestel was, so R1 miljoen vir 3 maande, R1 miljoen. Dan hy fucking operasie, die moerse fucking, wil nie weet hoeveel so die fucking ingesit nie, dan plus die narkotiseer, plus, julle weet nog so werk. So, dis 'n duur storie, het my bankrot so gemaak het, antwoorde alles wat ek gewerk het my lewe lang, so ek verloor het, want ek kan nie 'n loan gaan maak nie, want ek kan nie vir die bank bewys, ek kan nie 'n loan terugbetaal nie, so ek sou moes my plaasie verkoop het en alles, so my bates te gelde moes gemaak het om my dokters te betaal, waar my behandeling by Jan van April tot September, dus April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, 6 maande, was onder die R13.000, net so oor die R13.000, en 'n kanaalondersteuner het vir my in Mei maand bekontak, toe sê hy vir my, luister hierso, ek gaan vir jou die volgende 3 sessions by Jan borg. Toe stuur hy vir my die geld, en in Augustus het 'n ander kanaalondersteuner vir my ook die bedrag gestuur en gesê, dis vir jou behandeling. So ek het daai support gehad, maar nogtans, dink daaroor, R13.000, my ook, 1 bliksemse ondersoek, met x-rays en kakkens, het by 13.000 verby. So, ja, ek moet vir julle regtig sê, ek praat nou hier oor die tyd, en so nou ver vir die tyd verby, en dit is nou hier op, jy weet, Vrydag aand en so, maar ek dink net, is nodig dat ons oor hierdie goed praat, jy weet, want daar is soveel vrae wat mense het, en hulle weet nie regtig vir wie om te vra nie, want hulle weet nie, jy weet, gaan hulle goeie antwoord kry, gaan hulle kak antwoorde kry, wat the hell, jy weet, wie kan ek trust, wie kan ek nie trust nie, ek sê julle, ek sit met 'n situasie, 'n niggie van my, het 'n vriendin van ons, 'n man, sy foto's my gestuur, ja, ek het dan uitgevreet toe ek hy foto's sien, sê ek van, yes, like, hy moet dadelik by Jan uitkom, dus die ou vol etterwonde, toe gaan hy na 'n ander ou, toe stuur sy my die foto 3 maande later, fuck, belyk het fucking 10 keer erger, en die ou wie hulle is, sê net, just like nie, dit lyk nou erg. Die uiteinde van die saak sy ou se been is afgesit. Dit was fucking onnodig. Maar nou ja, daar sekere ouens, daar sekere perre wat hulle self uitgee, as die miracle workers. Ek gaan nie name noem nie, maar ek het al te veel van hulle fok op so sien. En dit is daai ding van 'n one size fits all. Met so 'n package wat jy koop en dit is nou kon sy die hele behandeling. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ek het by Jan gesien, dwars deur my program, het hy vir my, elke maand as hy my behandeling nou aanpas en so, en sê hy van heerlikheid, hierdie goed werk altyd vir ander ouens, maar dit werk nie vir jou nie, check al, wys hy my, kan ek sien op die screen wat voor my is, sê kyk al, 32%, dan kry jy nou ander goed, sê check hierdie, watch daar, hoe baie resonate hy met jou, en die vrou wat ek die naweek mee gesels het, selfde ding, dan sê ek vir my dieselfde ook gewys. So sê, vir ander mense daai moment vir jou werk het nie. Jy moet hierdie doen. So, jy weet, dit is, maar dis die ding, ek dink ek moet dalk een aand, ja, julle moet maar vir my sê, miskien moet ek een aand 'n show doen, wat net 'n Q&A is. Maar ek nie veel vir julle sê nie, maar ek net julle vra antwoord. Goed wat julle my vra, oor die topic antwoord. Jy weet, want daar is, mense het kwel vrae oor. Ek sien dit uit van die WhatsApps wat ek kry en so. Ek wens ek kan hierdie ou oorreed kry, dat hy met my gesels het, ons gesprek oor hoe hy dit ervaar met sy vrou wat dit het. Ek het 'n ou in Bloemfontein wat ek met gesels het, baie fucking smart. Sy vrou het borskanker gekry en sy wou ook opgee, want hulle wou ook haar bors afsit en al daai dinge. Toe besluit hy boer dit. Toe sit hy al met op die alternatiewe dinge en hy het dit self nagevors en hy het alles self gesource en so gekry, maar hy het dit mooi bestuur met die program van bestuur.
En sy het so goed gerespond. Die laaste keer toe ek nog praat, het hy nog my foto gestuur. Waar sy nou so in die kombuis met hom staan en praat, dat hy afgeneem het, en sy smile en so. Toe sy check, sy het nou 'n preek op. Want sy het chemo gedoen saam met die ding. Maar die onkoloog was bewus van wat haar man vir haar gedoen het, en hulle het met mekaar saamgewerk. So. In elk geval, toe sê hy vir my, daai gewasse is amper nog net 10% oor. Toe sê die dag, die spesifieke dag wat hy die foto en hy sê, toe hy was hy gaan. Toe sê hulle vir haar, gaan nie vir haar chemo gee nie. Dit het nie nodig nie, hulle gaan net vir haar vitamines ingee. Want haar liggaam het baie goed gerespond met al die goeders. En toe stryk die noodlot. En die man is dood in 'n hartattack. En ek het nog 'n week na hy dood is met sy vrou gepraat. En ek het met haar gesels en so. En die volgende, toe stuur 'n ander gemeenskaplike vriend vir my op WhatsApp, toe sê hy vrou is dood. Toe sy net opgegee. Ek het een aand het ek met my vrou gesels, so sê ek vir haar, ek het 'n vermoede. 'n Mens kom op 'n punt waar hy sê, ek is nou klaar, ek gaan nou by, en dan los hy nie. Ek het so vermoede. Maar nou ja, het kan verkeerd wees. Eerste meneer gaan nou maar ver oor die tyd. Ek sê vir julle dankie, dat julle my verduur en verdraai tot hierdie tyd. Geniet die aand, ek sien of hier iets is. Nisha, ek gaan daai video maak oor hierdie hospitaal Kim, as die ding klaar is. Dit lyk baie goed. Ons sal volgende week weer laat labtoets doen en sovoorts, maar al die tekens en so lyk bak. So, maar ek wil nie die video maak, voor ek nie die eindresultaat. Ok, Kobus, ja nee, ek weet, dit is 'n moeilike proses, maar wat is die alternatief? Wat is die alternatief? Slag jou. En jy is nie meer 'n man nie. Pieter Clark sê, keep going, ek waardeer die kat praat amper meer as die show. Ja, Kobus, dit is so. Hy sê, maak nie saak wie jy is nie, as dit gebeur met jou, kry jy 'n helse skok. Die onbekende vorentoe. Dan moet jy net positief bly. Ja, jy sê nou as jy die oggend jou oë oopmaak en jy haal asem, dan sê jy, ek sê altyd, as ek my voete onder my gat kan inkry, yes, like, dis 'n moeëse prestasie. Kanter Oosthuizen sê, as ons die bioresonance 70% kan verstaan, sou ons die skepping van die Vader 30% kon. Ja, interessante stelling. Ja, André de Vries, jy het 'n helse groot rol gespeel in my herstelpad. Jy. Maar jy weet dit, ek het dit al baie vir jou gesê. Dion Fourie sê, dankie vir die deel. So my vrou se storie ook eendag met jou deel. En Cecilia Snyman sê, ek glo mens kan jou gees opgee. Daar is so iets in die Bybel. Ja, en maar eerslik bereis my hare toe dit sê. Nee, ek sê net vir julle regtig hoor. Kyk, ek word vreeslik geattack van allerlei kante af. Allerlei goed om te sê. My vrou het een aand hier gestaan, toe lees sy van die fucking kommentare. Toe freak sy uit. Toe sê ek net vir haar, Poppie, jy kan nie doen wat ek doen, as jy 'n dun velletjie het nie hoor. En onthou, ek het 'n geheime wapen. Soos jy wat bedoel het, sê, fuck off. Dit is die groot ding. Maar ek meen, niemand heeft my meer, ek het geen oortuiging of daarvan nodig nie. Ek was gekies om hierdie pad te stap met 'n doel oor. En as ek na die kommentare kyk en ek sien die WhatsApps en die goeters en ek hoor van ouens wat vir my vertel en vertel vir my wat 'n dokter is wat vir my sê, yes, like, omdat gisterand sit ons gesels en 'n ou sê vir my, hoor jy daai briekmerke goed al geluister op YouTube. Hy sê toe hy moerse verbaas. Hy sê vir jou, waarvan praat jy? Sê nee, hierdie ou se pad met die kanker ding. Ek het daai video's van hom geluister. Nee, 'n paar dae gevat om deur almal te kom, maar ek kan dit nie glo nie. Hy sê toe smile ek maar net, ek ken hy ou so bel vir my, ek ken hom. Die feit van die saak bly. Ek sê weer vir julle, praat met mekaar. Moenie vir mekaar goed sê nie. Praat met mekaar. Dit is 'n groot probleem. Daar's nie kommunikasie nie. Daar's instructions, jy weet, statements. Dit werk nie hoor. Dit bou nie
regtig gemeenskap nie. En my enigste belang is by die boer tribe. En ja, ek kan vir boere sê, hoor jy so manne, wanneer jy laat fucking slag en sny sommer onnodig nie, kak aan jou, draai eers hierdie. In elk geval, dis soos ons doen. Ja, Erhard Stroos sê, Colleen, meer van ons geliefdes sou langer gelewe het op alternatief as ons geweet het daarvan. Ja, ek wil net vir sê, ek het 'n niggie, wat moerse probleme het, maar sy is 'n apteekster. Sy is so afgetrend. Maar fuck man, die ding moet uit 'n bliksemse apteek uitkom en whoever die raad gee, moet 37 fucking grade hê, anders luister sy glad nie vir hulle. En nou sit sy met 'n fucking probleem. Sy het ook so 'n fucking superbug opgetel wat hulle nie onder beheer kry. Sy gaan elke kort dan gaan sy vir in hospitaal toe en sit hulle al vir 3 dae op 'n fucking drip, jy weet, antibiotika drips en so, dan sy nou weer alright vir 'n rukkie en so voort. Vertel ek aan nou wat my gebeur het. En ek sê vir hoorie, ek het vir iemand nou naby jou wat bioresonance doen. Miskien moet jy met die girl gaan gesels. Ek glo nie in bioresonance. Ek my fuck man, verstaan mooi. Ek is by daai plek verby wat ek jou gaan probeer oortuig van iets. Ek gee nie 'n fok om of jy die goed gebruik of nie gebruik nie. Dis jou choice. Ek sê net vir jou wat het vir my gewerk. Jy kan maak uit keuse. In elk geval. Moses 6:6. Dis die groot fok. Wow, okay, so Gina, jy het jou oksiedrops gekry. Nou wat ek het myne in die oggende gedrink, saam met cranberry juice. Nou, die cranberry is goed vir die blaas. Ek het dit in cranberry juice gesê. Ek het so 'n halwe glas gevat en dan drop ek die 10 druppels in. En toe eendag want Nico het my gesponsor met die goed, hoor. Toe eendag sê ek vir hom, Nico, hoor, ek is nou naby en klaar met. Hy sê my fok. Nee, dis reg, hy kontak my. Hy sê, hoor, daai goed vir jou behoort nou klaar te wees. Ek sê nee, ek's half by dit. Hy sê, hoeveel gebruik jy? Ek sê 10 druppels in die oggend. Hy sê, my fok, jy moet 10 druppels in die oggend en 10 druppels in die aand gebruik. Ek sê, okay, sorry, fok. In elk geval. Maar ek kan net vir julle sê van daai oksiedrop so. As ek in die hospitaal ingegaan het, donder as hulle met daai pyp in my neus gehad het, en daai fucking dingetjie op my vinger. My vrou het ook een van daai goetertjies op die vingers en sulke kak. 84-86%. Dis fucking laag, hoor. En dan pomp hulle daai suurstof vir my en so voort en nou af. En ek het daai oksiedrops gekry. Ek het dit die aand begin gebruik. Ek het die aand 10 druppels gevat. Ek het die volgende oggend 10 druppels gevat en 11 uur. Toe meet ek my met hierdie fancy Rife Medic 8 masjien vir my. So sy oxygen. Dus my oxygen saturation 98%. 98%. In 2 behandelings. So ek sê maar net vir julle, daai goed. Ek het Jan se protokol gevolg. Ek het Nico se oksiedrops gebruik, ek het die LifeWave stickers gebruik en ek het die Rife Medic 8 masjienkie gebruik. En ek kan al daai goed vir julle vertel hoe daai goed vir my gewerk het en so voorts. En ek het met die LifeWave stickers het ek 'n praktiese experience gehad. Onthou, ek het al in November 2024 gesien, hier's 'n probleem, wat ek maar in my bek gehou, so jy weet, soos mans maar maak, jy weet. En toe het ek dadelik begin om die glutathione en AION te plak. En dwars deur die hele tyd in die voorbereiding vir die operasie se bloedtoetse en al die urinetoetse en al die goed. Nooit het hulle infeksie in my gekry nie, nooit nie. En in Junie maand, op 'n maandagoggend, toe stop ek die glutathione en AION plakkers. Die woensdag toe kom ek agter, dis nie lekker, die donderdag toe ek by Jan. Jessel. Toe het ek 'n fucking rip-roaring blaasinfeksie hoor. Jan sien dit dadelik by my, hy sê, oef, hier is iets aan die gang hoor. Sê, ja, ek het die fucking plakkers gestop. Toe het my vrou vir my antibiotika kursus, nie swaar antibiotika nie, want ek gebruik nie antibiotika, so 'n ligte antibiotika werk vir my. So met daai antibiotika gekry het ek 5 dae gebruik en weer terug die stickers. En dan nog nie weer nie. Maar fuck it, toe hierdie superbug my gryp, daar was niks wat dit kon keer nie. Ek kom ek onthou my huisdokter, vra vir my, sê vir my, is daar nie infeksie? Sê nee. Sê nou, hoe verklaar jy dit? Hierdie blaas van my is die ideale fucking infeksie broeiaarde. Sê ek kan nie dit vir jou verklaar nie. Vertel ek hom van my stickers en kyk jy maar na so die dag. Ja,
Ek gaan nie jou probeer oortuig van nie. Ek het dit ook gebruik. Ek het dit gesien. Ek het gesien hoe dit werk. Die X39's gebruik ek nou al amper, dit is nou my 3de jaar, wat ek het gebruik. Want dit is nou amper 3 jaar. As jy na my ou video's gaan kyk, ek het altyd gesit met 'n bril. Ek dra al vir meer as 1 jaar. Ja, lang, op 2, wat ek nie bril dra nie. En ek het dit nie eens agtergekom nie, tot 'n ou my gekontak het, wie se dogter die goed begin gebruik het. Toe dink ek, maar ek gebruik nie my bril nie. Ek kon nie my foon gebruik sonder my bril nie, ek kon nie hierdie screens lees sonder my bril nie. Sit die fucking bril op en kan ek nie screen lees nie. Sit die bril op en kan ek nie my foon lees nie. En toe sê hy vir my, maar daai floaters, sy floaters is weg. Nou julle behoort te weet baie van julle sal weet waarvan ek praat. As jy so sit en jy kyk so half uit, dan sal altyd aan die kant van jou, jy kan nie reguit vir die goed kyk, maar dit is sulke swart spikkeltjies wat so dryf. Nooit floaters. Ek loop al my goed van die 80s in elk geval. En ek check hierdoor, jy my folk, floaters is weg. Nou ja, so. Ek wil nie eers probeer dink, hoe sou ek deur hierdie prosesse gaan het, as ek nie die X39 gebruik het nie. Ek wil nie daaroor praat. Ek wil dit nie eers probeer imagine nie. Want die X39 stimuleer jou stamcelle en jou liggaam het die stamcelle nodig om kak reg te maak. Wat breek. En die ouer word, maak jou lyf nie meer al die stamcelle nie. Dis hoekom jy dan begin uit mekaar uitval. Jy het nie genoeg stamcelle nie. So, ek kan nie, jy weet, ek kan net dit sê. Plus ek sien nie swart hare in my sides en sulke goeters. So my wenkbroue het weer begin dikker word en dit. Maar in elk geval het dit vir 'n tyd gereverse. Toe tog ek besef ek maar net my stamcelle word nou gebruik om hierdie monster wat my wil opvreet te hanteer. Nie nou tyd vir cosmetics nie. Dis waar ons staan hoor. Dit is nou 'n lekker chat. Ek hoop julle geniet dit. Julle het 'n rustige nag, slaap lekker. En waardeer mekaar en vat 'n tip hoor. Praat met mekaar, moenie vir mekaar goed sê nie. Praat met mekaar. Baie van ons probleme is omdat ons nie met mekaar praat nie, in elk geval. Soos ek altyd vir julle sê, kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman, uit.